Goeiemôre geliefdes. Hartlik welkom vanmôre in die erediens. Mag die Here in besonder met elkeen van u wees. Ek het nou die voorreg om die kers aan te steek. En toe het ek vir u gewys. Jy moet nou mooi kyk. Persoonlike ding. U weet almal hoe ek gebewe het, hè? Ek het gebewe. En ek het vir hulle almal gesê, in die nuwe gemeente, ek drink nie meer tee en koffie by julle nie, of ek gaan nie, want die eerste keer wat ek toe nou daar was, het die dominee se vrou daarom agter my gewees en sy kon die koppie gryp, voordat dit op die grond geval het. En toe sê ek vir hulle, nou drink ek glad nie meer koffie nie, ek drink nie meer sop nie, want ek kan nie dit vashou nie. Ek het aansoek gedoen vir 'n gemeentepos, so 4 kilometer van my af, Maart maand, die gemeente moet asseblief bid, julle moet bid, dat ek dit kry, want dit word nou erg, die Houseboy van Garden Boy storie is ek nou te lui voor, en die speel raak maar 'n eensame gesprek. So, nee, ek gaan kyk, ek het dit baie eenvoudig vir hulle gemaak, maar julle moet vir my bid, jong, dat hulle nou nie 'n smart ander dominee kry nie, maar net vir my. Dit sal vir my help, maar nou in elk geval, wat ek nou wil gesê het, is my kar het ek mos hierdie vreeslik gestamp. En toe ek nou aansoek gedoen het vir daai gemeente, toe het ek omtrent gebewe, en dit het so erg gegaan, dat ek toe my koppie tee met 'n strooitjie moet drink. Ek kan hom nie optel nie. So rof het ek begin bewe. En julle weet hoe bewe ek, vandat ek maar hier by julle gewees het, maar ek het gebewe. En die dokter het my verskeie goed gegee. Dan hoor ek water, dan hoor ek dit, en dan hoor ek dat. Elke keer dan stamp ek my kar, en dan is dit 'n nuwe kar, man. En dan stamp ek hom hierdie kant, en dan stamp ek hom daai kant, seker 6 keer. Dan het hulle vir my ander pille weer gegee. Toe het ek daar 2 ou tannies in die straat. Jong, hulle gee vir my kos, laat dit so klap, jong. Ek eet so lekker by hulle. Toe ek nou hoor, sê Janie vir my, maar pa, jy skreeu in die nag, weet jy. In die een oomblik sê jy ons sleg, en die volgende oomblik sê jy ons weer, prys jy ons. En kry die vreeslikste nagmerries. Gaan dokter toe, los. Nou is die tweede pille al klaar, nou weer gelos. Toe is die enigste plek wat hulle het, is 'n malhuis daar, ek noem dit 'n malhuis, waar hulle my ingeprop het vir 'n week. En die ergste van alles is dat hulle nog lewer en sulke klein blokkies wat jy het, en dan ek het daar gewig verloor. Jy moet net so 'n bietjie eet, want jy moet nou volgens jou suiker eet. Baie swaar gekry daai week. Hulle het tralies oral om. Jy gaan deur hoeveel goeders, want die psigiater is die enigste plek wat sy 'n bed kon kry. Daar uitgekom, ag nee, mens, toe is ek nou vir jou sien. Elke keer hou ek maar uit, want dis nou hierdie vreeslike groot geleerde wat nou oor my is, wat noem hulle in elk geval, daai dokters. Nou, en toe is hulle nou, nee, daai goed werk toe glad nie. En elke keer stamp ek die kar. En die ou tannies, die gee net kos, want hulle sê toe vir my, dominee, as jy hier kom, is jy soos 'n druggie. Nou het ons tweeetjies maar gedink, my 2 ou tannies, dat enigste sal wees, prop die man maag vol kos, dat hy kan, ek sê, ja, sê my boetie, jou tong sleep, hy is nie weer by nie, en so dit toe nou verskriklik gegaan, en so waar as vet. Hierdie laaste besoek, het die internis vir my 'n pilletjie gegee, my tannie wat so ruk en beef. Ek het ongelukkig nie die naam hier nie, maar daai pilletjie werk met my. Ek kan tee drink, ek kan koffie drink, ek kan by mense kom en tee drink, ek kon vanmôre julle kersie vir julle aansteek, ek kan na my hande kyk, ek kan nie glo wat daai pilletjie aan my gedoen het nie. Hy het ook neeweffekte, dis 'n ding wat daar in Amerika is al 'n baie oud pil glo blykbaar. Die moderne psigiaters gee hom nie meer vir depressie en angs nie, hulle gee hom nou as 'n slaapmiddel. So ek drink hom, dan moet jy 'n halfuur aan niks doen nie, jy moet net lekker lê en ontspan, want dan slaap ek daarom weer hond uit die bos uit. Ongelukkig moet ek nou maar 3 keer nou badkamer toe gaan, maar die res van die tyd slaap ek daarom vir jou lekker, hoor. En dis daai pil, ek gaan hom nie los nie, al is ek nou maar 'n druggie dan op die einde, maar ek gaan nie weer terugkeer waar ek gewees het nie, so ek gebruik hom.
En almal wat so gebid het en gedink het ook aan my, ek wil nou vir julle sê, gebede is beantwoord deur daai ou eenvoudige pilletjie. Blykbaar 'n oudtydse ding, maar oudtyds is nog nie oudtyds nie. Die psigiater het hom voorgeskrywe, die internis het hom voorgeskrywe en dit werk. En vanmôre het julle gesien die bewys daarvan. Hoe lekker steek ek julle kersie aan hierso. Nee, so dis nou maar iets persoonliks, so in die preek sal ek nogtans iets persoonliks sê, want ek mag mos, want ek is 'n ou dominee, ou dominees mag maar bietjie afdwaal en allerhande dinge sê. Maar ek wil net vir julle een ding sê. Hou aan, die regte pilletjie sal kom vir jou bepaalde siekte of iets. Hy moet, want die Here het ons nou die medisyne ons gemaak. Jy moet nie die regte ding vind. Dit is nou maar so eenvoudig soos dit is, en hulle moet weet wat die oorsaak is, anders gaan dit ook nie help nie. En my oorsaak is, weet julle mos, die tweede gemeente het ons afgebrand. En van daai nag af het ek begin ruk. En bietjie opgewonde is, bietjie op my senuwees is, dan ruk. En dit het maar sy oorsprong daar, in nou Terfontein se kerk wat afgebrand het. Daar het hy maar begin en net erger en erger en erger geword. So erg dat ek mos hier by julle bedank het, na 'n ringsvergadering en goeters. Want die dokter het vir my eenvoudig gesê, my oom, jy moet op jou ouderdom jou lewe geniet. Die probleem is net, sy het nie geweet wat eensaamheid nou is nie. Dit is nou weer die ander ding, hè. En gelukkig het ek my katte, maar daaroor sal ek ook nou belydenis doen. Geliefdes, kom ons raak ernstig en mag die Here regtig met u wees in hierdie erediens, want die boodskap wat ek graag wil bring, is 'n ernstige boodskap. Al doen ons dit nou miskien op 'n humoristiese wyse. U sal sien hier staan 2 plante. Ek wil tog net vra asseblief, julle moenie die perentjies vat nie, want dis die kerk se perentjies. Maar enige een van hierdie plante, die een moet na die pastoriemoeder toe gaan. Want ek hoor hulle sit arbeiers in hulle kombuis. Dis kom die tannies by my arbeier kom aan. Dan sit hulle kleur in die helderste pot wat hulle kan kry, plant hulle dit in hulle vensterbank. Hy moet in die môre son kry, daarna nie so son nie, en hy moet goeie water kry wat gedreineer is, dan groei hy lekker. Die een is die pastoriesin, en die ander een is ons kombuis hier, by die kerk. Dis hoekom ek 2 gebring. Vir die een vir die pastoriepaar, en die ander een vir hierdie kombuis hier. En nou moet julle altyd maar, as julle daar in die kombuis rondloop, nou moet julle aan my dink, as julle sien, want ek dink aan julle baie, julle sal dit nie glo nie, dit het my kar vir julle gewas. Maar nou ja, kom ons raak stil in die Here se teenwoordigheid. As die Here die huis nie bou nie, soeg die wat daar aanbou te vergeefs. As die Here die stad nie beskerm, waak die wat dit beskerm te vergeefs. Te vergeefs dat julle vroeg opstaan en laat gaan slaap, en met moeite 'n bestaan te maak. Vir die wat hy lief het, gee die Here dit in hulle slaap. Amen. Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Kom ons sing saam die bekende lied wat blykbaar ek altyd opgee, en daarom gee ek hom weer op, want hy is vir my so mooi. Grote God, aan u die eer. De God, aan u die eer, heerlijk is voor uw regeer, hemels is die majesteit, heilig uw
Geliefdes, ons lees saam uit die woord van die Here en wel uit Romeine hoofstuk 14. My Bybel bladsy 185. Met die woord van die Here voor ons oopkom, dan bid ons saam. Dierbare Here en Hemelvader, hierdie tyd van die jaar word ons moeg. Hierdie tyd van die jaar is ook afsluitings. En hierdie tyd van die jaar wil ons eintlik net rus. Maar ons hart is vanmôre so dankbaar, Here, dat U nie nodig het om te rus nie. Dat U altyd daar is. En dat U ook vanmôre hier is in hierdie erediens. Seën vir ons, Here. In Jesus se naam. Amen. Geliefdes, Romeine 14 vanaf vers 1 tot en met vers 12, daai hele perikoop. Die opskrif is: moenie jou broer veroordeel nie. Aanvaar die een wat in die geloof swak is, sonder om met hom te stry. As sy opvatting van joune verskil. Een glo 'n mens mag alles eet en 'n ander is swak in die geloof en hy eet net groente. Die een wat alles eet, moet die ander wat net groente eet nie verag nie. En die een wat net groente eet, moet die ander wat alles eet nie veroordeel nie, want God het hom aangeneem. Persoonlik is ek op hierdie stadium van die wedstryd dat ek nou nie regtig omgee meer na die looks nie, solank die Here dit sien die hart is reg, die hart. Wie is jy om oor iemand anders se bediende te oordeel? Sy eie werkgewer sal oordeel of hy goed doen of nie, maar hy sal goed doen. Daarvoor sal die Here sorg. Vir die een is een dag belangriker as die ander dae. Vir ander is alle dae ewe belangrik. Elkeen moet net in sy eie gemoed oortuig wees van sy opvatting. Die een wat 'n bepaalde dag op 'n besondere wyse hou, doen dit tot eer van die Here. Die een wat alles eet, doen dit tot eer van die Here, want hy dank God. En die een wat nie alles eet nie, doen dit tot eer van die Here. En ook hy dank God. Niemand van ons leef tog vir homself nie. En dit is ons teksgedeelte van vanmôre. Niemand van ons leef tog vir onsself nie. En niemand sterf vir homself. As ons lewe, leef ons tot eer van die Here. En as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here. Of ons dan lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here. Hiervoor het Christus ook gesterf en weer lewend geword, om Here te wees van die dooies en die lewendes. Jy, waarom veroordeel jy dan jou broer? En jy, waarom verag jy jou broer? Ons sal tog almal voor die regterstoel van God moet verskyn. Want daar staan geskrywe, so seker as ek lewe, sê die Here, voor my sal elke knie buig, elke tong sal bely dat ek God is. Elkeen van ons sal dus oor homself aan God rekenskap moet gee. Tot sover ons skrifgedeelte. Geliefde broeders en susters, die tema van hierdie nagmaalsdiens is: aan die nagmaalstafel is ons onvoorwaardelik aan mekaar gebind. En dit is hoekom ek die arbeidsplantjie gebring het. Hier is die moederplant, ek het nou meer as een ingesit, maar hier is nou die moederplant. En dan sal u nou sien dat daar is stringetjies. En daai stringetjies voed, beskerm, versorg, gee om, reik uit na die klein andertjies wat hier rondom is. Hy is die sterk, hulle is die swak. Maar hy oordeel nie oor hulle nie. Hy veroordeel hulle ook nie. Hy is net bereid dat hulle gebind kan wees aan hom.
En dan kyk hy, dan word hy groter, en groter, en groter. En soos wat hy begin vrugte dra, so begin hierdie ander ook vrugte te dra. En dan is hierdie een baie, baie gelukkig. Ek ken nou nie as stroot of soets, as ek nou reg onthou, dit is 'n plant wat baie hooi gee, maar hy maak alles rondom hom dood. Hy sorg net vir homself. Die boere plant hom aan mekaar, want hulle kan hom lekker oesevoeters, maar rondom hom maak hy die ander dood. Dit is sy geaardheid. Nou wat is jy nou? Gaan jy vanmôre van hierdie tafel af weg beweeg en 'n arbeidsplantjie wees? Ek bid so. Ek bid dat u 'n arbeidsplantjie sal wees. Geliefde broeders en susters, weet u, ons is opgewonde as ons klein babietjie wat 'n kleuter geword het, vir die eerste keer sê, ek. As hy vir die eerste keer, of sy vir die eerste keer sê, myne, dan moet jy op jou knieë gaan en dankie sê. Want vir die eerste keer het daai kind besef, dat hier is ek, en hier is sekere objekte rondom my. In die begin was hy en hulle almal maar dieselfde gewees. Maar dan gebeur dit dat hy die onderskeid tref en sê, nee, maar wag 'n bietjie, daai is 'n stoel, en hierdie speelding is myne. Myne, hoe ken julle daai woorde? Myne. En dan sal hy sê daar, ek. Skryf ons nou so 'n pragtige bokkie jongetjie, nou soek ons almal 'n naam. En Alexander, SP, my seentjie, het so 'n sterretjie gekry, want hy's 'n sheriff, want hy sy gewere hier by hom. En hy sê, hierdie hond, sy naam is Sterretjies. Hy sê, ek baas hond. Sê nee, jy is die baas van die hond. So, die hond sy naam is Sterretjies. Wat 'n wonderlike ding. Ek. En wat 'n wonderlike ding. Myne. Maar weet jy, daar begin die kwaad. Dis die wortel van alle kwaad. Want nou brei dit so uit, dat ek en jy vandag daardie selfde mentaliteit moes wil openbaar. Ons beklei met die vrou en die kinders, ons beklei met onsself, ons beklei met almal in die familie, ons beklei in die werk, ons beklei in die kerk, ons beklei met mekaar oor lande. Weet jy wat staan, wat is die woord? Myne. Ek. Dit is die grootste probleem wat ons het in die kerk. Dit is die grootste probleem wat ons het in lande. Dit is die grootste probleem wat ons het ook binne gesinne. Dit is ons grootste probleem wat ons het, is daai woordjie ek en myne. Onmiddellik skakel ek die belangrike een nou, wat in beheer is. Net ek. En het gehoor wat sê ons skrifgedeelte. Niemand leef vir homself nie. Nie ek. Maar nou gaan dit oor myne nog verder. My kultuur, my taal, my mense, my land, my minerale, my werk, my kollegas, my kerk, my dit. En die gevaar is dat 'n mens sit by 'n kerkraadsvergadering, waar die ek en die my so belangrik is. En in die gemeente ook. En met elke bazaarvergadering, met elke dingetjie wat daar is, speel die ek en die my so baie lekker saam. Maar ook in lande, waar korrupsie oorneem. Want ek en my party doen dit. Ek en my mense doen dit. En jy en jou mense doen dit. Nou sê die nagmaaltafel vanmôre vir ons. Jy mag nie oordeel nie. Jy moet jou naaste lief hê. En jy moet Jesus lief hê. Die nagmaaltafel sê hier vir ons is onvoorwaardelik gebind aan mekaar as medeskepsels, as medegelowiges, om dit nouer te trek. En dan kan jy dit nog nader trek. Jou kinders, jou familie, jou dit. Ek het vanmiddag gesê, gee jy maar die appels. Maar as een van jou kinders vir jou 'n appel gee, sê dankie. En as hulle nie vir jou 'n appel gee nie, dan sê jy ook dankie.
Want wat gaan dit nou daar doen? En is dieselfde met jou vrou en jou man ook. Ek bedoel, hulle is mos almal vol foute. Ek is ook net so vol foute. Maar my liewe broeder en suster, ek en jy moet bereid wees om die minste te wees. En ons moet bereid wees om uit te reik. Verlede Sondag is daar in ons gemeente, waarin ek nou inskakel, 3 riviere, Oos, 'n dominee wat afgetree het, met die naam van John Meyer. Hy het aan die Amerika gekom. Suid-Afrika toe, uit Amerika uit, met die een doel om onder die Zulus te gaan werk. Toe hy hier kom, wil hy dit onder die NG Kerk doen, en die NG Kerk sê toe vir hom, nee, jy moet jou teologiese deel weer 'n keer gaan doen. Hy swat toe weer die teologiese deel, en ons legitimeer hom, en hy gaan werk sy hele lewe lang onder die Zulus. Toe hy nou aftree, beland hy by Oos Meyerton, waar hy vir niemand anderster as die dominee leer ken. En hy het blykbaar al 'n bietjie vir die dominee kom kuier ook hier, en kom kyk wat die dominee alles aanvang. Maar weet julle wat nou wonderlik is? Die oomie is al in die 80. Sy verstand is so helder, so helder. Hy spring so mee op hierdie trappietjie op, spring hy op, en gaan aan. Maar sy grootste gawe is, dat hy kan Zulu, Sotho, Engels en Afrikaans praat. En vir die dames hier rond, hy het blou oë. Maar die oom is my ou vriend, en hy by my kom kuier. En toe ons loop, steek hy vas en hy draai om. Hy sê vir my, ons het nog nie saam gebid nie. Ek sê, nee, nie. Hy sê, nou, u is die hoof van die huis, gaan u voor, toe moet ek eers bid, en toe bid hy. En by die geleentheid, toe hulle nou vir hom 'n ou geldjie gee, want hy kry swaar, hy bly nou op die plotte, het iemand vir hom 'n huis gegee, maar hy kom was, hy doen sy wasgoed hier in die dorp, en, maar hy is oral, solank dit net die evangelie is wat hy kan uitdra, en kan doen. En 3-4 oors het nou maar vir hom 'n geldjie gegee, omdat hulle geweet het, hy kry swaar, want hy bly daar in 'n huis, en hy sê, hy het net 2 katte, dis al diere wat hulle het, en lyk my nie eers 'n wasmasjien waarmee hy was nie, of hulle moet die krag betaal, ek weet nie wat is die rede hoekom hy dit nou doen daar nie. Maar hy is in die oggende besig, waar hulle vroeër net die kos uitgedeel het. En 3-4 oors het baie geld doen, hulle hoop geld, hulle deel groot deel hulle uit, en is betrokke met hulle bussie van hoop oral. Maar in die verlede is daar net kos gegee. Wat doen oom John? Oom John staan daar, en hy gee vir hulle 'n boodskap, in Afrikaans, in Engels, in Zulu, en in Sotho, en dan kry hulle 'n pakkie, so hulle almal weet sommer presies wat die boodskap dan nou is, want hy kan dit vlot praat, dit is vir hom dan nou moontlik, maar toe hy nou almal bedank vir die geld, toe sê hy, maar hulle moet daarom weet, is 'n span, hy het nie nodig om die kos te maak, en die kos uit te deel, en dit nie, hy bring maar net die boodskap, die span doen al die ander dinge, en hy wil sê dankie vir die geleentheid. En toe noem hy iets wat vir my aangrypend was, wat ek in my jong dae nog so baie oor gepraat het, en ons dit maar studente ook bespreek het. As iemand nou 'n kruisie dra, dan stap jy na hom toe en vra jy vir hom, dien jy vir Jesus? Hy doen dit net anders, hy sê, ag my wêreld, ek het nie geweet, jy het vir Jesus lief nie, ek het hom ook lief. Hy sê, dan is die bal in hulle hand. Geliefdes, doen ons dit ooit nog? Gebruik ons nog net 'n geleentheid? Die ou oomie sê, hy kyk vir almal wat kruise dra, dan vra hy vir hulle. En verder is hy by al wat 'n gemeente is, dan is hy in en hy's uit, en hy's daar op 'n Dinsdag, en hy's by die erediens. Maar so oud, maar die evangelie verkondig. En hy kan nie ophou. Hy sê, hy kan nie ophou om die evangelie te verkondig. Ek en jy aan die nagmaaltafel. Ek en jy wat soveel voorregte het. Wat doen ek en jy vir daai ander plantjie wat daar is? Die nagmaal verbind ons, die kerk verbind ons aan mense. Maar wat doen ons vir hy ander? Voed ons hulle. Kry ons self voeding.
Hoor ons wat sê die Here. Ek moet vanmôre belydenis doen, dat ek self sit met hierdie probleem. Dat ek op die oomblik net mooi niks doen in die gemeente nie. Ek wag nou vir daai gemeentebos. Maar ergens moet ek ook vanmôre luister na hierdie boodskap. Gelukkig oordeel ek nie meer die dominee nie. Dit het ek net met die eerste 2 eredienste gedoen. Daarna het ek gesê, nee Here, ek gaan hier bly. Wat het U vir U knegt gesê? Want dit draai vir my oor. Want toe ek daai gesindheid het, dis vir my so lekker om kerk toe te gaan, jy sal dit nie glo. Mag die Here ook vir my en vir jou vanmôre by hierdie nagmaaltafel aanspreek, soos wat hy met u prediker aangespreek het. Geliefdes in die Here Jesus Christus, die Here het self die nagmaal ingestel. Daarvan getuig Paulus, ek het van die Here ontvang, wat ek ook aan julle oorgelewer het. Die nagmaal is in sy wese 'n verbondsmaaltyd, waar die verbinding tussen Christus en sy gemeente telkens vernuut word. As verbondsmaaltyd het dit volgende betekenis. In die eerste plek, die nagmaal is in die eerste plek 'n gedagtenismaaltyd. Ons dink terug aan wat die Here Jesus vir ons gedoen het. In die tweede plek is die nagmaal 'n waarborg. Daarom sê hy, dit is my liggaam en dit is my bloed. My liewe broeder en suster aan hierdie tafel, wanneer jy hierdie brood en wyn gebruik, dan is dit dat u dink aan wat Here Jesus vir u gedoen het. En in die aard van die saak is daai sekerheid is in hom gedoen en nie in my en jou, want ons weet mos hoe sondig ons is, hoe hopeloos ons is. Maar hy is die stewige een, hy is die vaste een, Jesus. Ons is te swak. Die nagmaal is in die derde plek die viering met die gemeenskap en met die lewende Here en met mekaar. Sien jy die arbeidsplantjie? Die nagmaal het om in gemeenskap met die ander stukkie ander nagmaal, ander arbeidsplantjies gebring. Jy's 'n familie, jy's vasgebind aan jou medemens, maar veral ook aan die medegelowiges. En hoe sê ons formulier van die diakens? Die huisgenote. Die wat hier saam met u sit. Is aan hom verbind. Is vir hom verbind. Die nagmaal is in die vierde plek 'n verkondiging van ons toekomsverwagting. Ons het in die nagmaal die versekering dat die Here een met ons is. Kyk die gemeente ook vooruit na sy wederkoms en verkondig daarmee die dood van die Here totdat hy kom. Ons is, al is ons deur oom en 'n tannie na die Here toe gelei, maar ouderlinge, diakene, dominee. Ons is verbind. Die Here het hom gebruik. Die Here gebruik jou. Die nagmaal is in die vyfde plek 'n vreugdefees. Al spreek dit van lyding. Dit het vir hierdie plantjie baie swaar geneem toe ek hom uittrek. Baie van hulle het seer gekry. Maar hy is hier ingeplant. En weet jy hoe sien ek dat die vreugde kom? Hy het opgestaan. Sy blaartjies staan op. Hy ryk na die hemel. Hy ryk daarbo. Man, hy is vol vreugde. Uit dit alles blyk duidelik dat die nagmaal ten slotte 'n fees van dankbaarheid is. Die Heilige Gees verseker ons deur die tekens van brood en wyn van ons heil, wat ons in Christus deelagtig is. Ag, hierdie ou plantjie is so dankbaar. Hy is so dankbaar dat hy dat kom nie in die vuur gegooi het nie. Hy is so dankbaar hy lewe. Hy is so dankbaar dat ek vir hom die sonde gee, in kossies gee, in water gee, en nagmaal gee, en brood gee. Dat daar net 'n groot dankbaarheid is. Mag jy ook soos hierdie plantjie nou, sommer net uitruk en sê, Here, dankie, 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 ek leef, ek huppel, en ek spring. Die hele wêreld moet dit hoor en sien. Julle gaan nog sien, ek dra vrugte, die mense eet, want hulle het dit so nodig, vir vitamine en alles, en ek gee dit vir hulle. Is dit nie wonderlik wat hierdie plantjie doen nie? En dis wat ek en jy moet doen.
Geliefde broeders en susters, die nagmaal is dus 'n uitnodiging om ons aandeel aan die volle verlossing in Christus feestelik te vier en opnuut daarvan verseker te word. Dis 'n geleentheid om deur die tafelgemeenskap ons gemeenskap met die lewende Here en in mekaar te verdiep en so versterk te word in ons geloof, in ons getuienis en in ons toekomsverwagting. En nou, om nou die volle seën van die nagmaal te kan ontvang, is dit nodig dat elkeen hom in die teenwoordigheid van die Here ondersoek, voor hy van die brood eet en uit die beker drink. Vanmôre gee ons koringkorrels. Ons gee vanmôre druiwekorrels. Ongelukkig ontvang ons dikwels hierdie gawe as korrelkoppe. Pas op. En daarom moet jy jouself ondersoek voor jy van hierdie brood eet en hierdie wyn drink. Nou hoe moet ek nou vanmôre vir u die nagmaal bedien, terwyl ek 'n bedrieër is? Ja, is 'n bedrieër. Dis 'n skelm. Ek en Petrus van Sy is besig met 'n onderduinse, agterbaakse, skelm reëling. Sy kry vir die dominee se kat. Maar mevrou weet nie daarvan nie. Want as sy daarvan weet, is die gord gaar. Nou die eerste van alles is nou sê die Here, as jy weet iemand het iets teen jou, los jou gawe en gaan maak jy's reg. En dat ek en jy moet eers gaan regmaak voor ons aan hierdie tafel lê. So streng gesproke, my liewe broeder en suster, moes ek met Magda 'n gesprek gevoer het wat ek nou nie kan sien. Ek wil volhard in my sonde. Dan moet sy maar sien hoe die kat is en dan moet ons dit maar hanteer. Want daai kat gaan ek beslis nie los nie. Ek is so opgewonde oor daai kat. En ek kry hom die 15de, want ons gaan gou 'n bietjie see toe net voor die tyd en dan kan die arme kat nou nie daar alleen wees nou. Geliefdes, hoekom kan ek vanmôre die nagmaal aan u bedien? Hoe kan u vanmôre die nagmaal gebruik? Alleen wanneer ons vasglo dat ons oortredinge vergewe is en op grond van die verdienste van ons Here Jesus Christus. En laat ons ernstig daarna streef om met ons hele lewe dankbaarheid aan die Here te bewys deur in ware liefde teenoor ons medemens te lewe. Mag die almagtige, barmhartige God en Vader van ons Here Jesus deur sy Gees ons daartoe help. Kom ek gee vir u 'n geleentheid vir stil gebed, waar u hierdie sake met u God uitspreek. En mag dit wees dat u nie is soos ek nie, wat in spite van die Here se oproep sê, Here, ek sien nie kans om daai kat, ek sien nie kans om met Magda te praat nie, eerlikwaar, ek sien nie kans om met Magda te praat nie, ek sien nie kans om die kat te los. Maar wat is jou kat? Wat is jou seermens? Die Here is so genadig. Ten spyte van ons sonde kan ons die nagmaal gebruik. Want die Here ken, die Here verstaan. Moet net nie met hom speel nie. Kom ons gee geleentheid vir stil gebed. Amen. Geliefdes, terwyl die tafel dan in gereedheid gebring word, kom ons luister dan nou na die volgende video.
Geliefdes, ter wille van die gehoor, kom ons doen dit dan hier vandaan af. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Mag ek hierdie stukkie herhaal? Gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes. Kom ons bid saam. Barmhartige God en hemelse Vader, ons dank U vir Jesus Christus, wat met sy liggaam wat gekruisig en bloed wat vergiet is, ons tot die ewige lewe voed en versterk. Gee dat ons nie met ons hart aan die sigbare tekens van brood en wyn vaskleef nie, maar gee dat ons nou ons harte ophef na die hemel, waar Jesus Christus ons voorspraak aan U regterhand is. Gee dat deur die werking van U Heilige Gees ons geloof versterk word tot meerdere diens in U koninkryk en tot verheerliking van U naam. Amen. Geliefdes, as u die Here Jesus ken en u bereid is om in die eie gemeente die nagmaal te gebruik, is u ook welkom om die nagmaal hier te gebruik. Onthou dat daar aan die buitekant wyn is en die binnekant is daar druiwesap. By die ontvang van die brood en die wyn, dan neem u dit dadelik. Die groot beker sal vir u gegee word as u u hand opsteek. En aan buitekant is die houers met water waarin die glasies net gesit moet word, asseblief. Christus, die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus Christus. Neem, eet, dink daaraan en glo, dat sy liggaam gebreek is tot 'n volkome verzoening vir al ons sondes.
in die Romeinse kerk bijvoorbeeld. Hulle mag dit nie. Hulle mag ook nie dit doen, hè? En na die tyd van die dominee en die goede verdoeners, of die koste van het, dat jy maar bloed doen. Die Romeinse kerk kan het nie. Die Romeinse kerk van hierdie, want hy sit hom net op die kant, en hy sluit hom toe. Want die verskil tussen ons as gereformeerdes, protestante, teenoor die Romeinse kerkers. Hierdie is die seel. Dis die heelwys. Maar wanneer hy kopie gelijk word in die Romeinse kerk, is dit wat die lichaam van Christus. Niet so mag dit nie. Ek kan dit nie. En jy weet toch wat is dit. Ouma, wat is dit. Dood, en vast wat er in dood. Dit moet jy nie gedag bring, dit moet jy weet. Die brood is altijd so lekker. Aan die voorraad sin. Geliefdes, skiet my brood. Oor hy. Jy moet hier nie aan loos, jy het nie verhoog. Die beker van danksegging is die gemeenskap en die vloed van ons Here Jesus Christus. Neem vanmôre drink, dink aan my glo, sy kosbare bloed vergiet is, tot 'n volkome versoening vir al ons sondes. Kyk of dit reg kry. Hanteer dit. Ek kon nie keer of melk ontgooi. Ek kom so vastblijf, my hart sy saak is die te warm. Ek moes dit doodmaak maak. So dankbaar. Ek is in baie opsigte dankbaar. So baie is van skuldig aan hierdie tafel. Ek wou vir hierdie kerkraad gesê, nie so baie nie, want die is nog meer gemeente mense wat ook nog die uit kan bring.
Iemand kan 'n huis oorgeslaan met die brood. Iemand oorgeslaan met die wyn. Aangesien die Here ons aan sy tafel gevoed het, laat ons almal saam sy naam met dankbaarheid prys en in ons harte se volk saamstem. Ek wil die Here doen met alles wat in my is. Wil ek sy heilige naam doen. Kom ons luister dan na die deel wat gaan sê. Jy kan maar saam sing as jy wil met hierdie een, hoor. Jy sien nou daai prentjie op die einde, dis 'n kingfisher, né? Die koning se visser. En jy sien hulle hou mekaar se hande vas terwyl hulle sing, né? Saamgebind. Arbeidplantjie.
Geliefdes, kom ons staan en sing ons saam al 4 die verse, want u ken hierdie lied moet so baie goed. 488. Die nasie, om die mense te verlig, door die hele wêreld kan sien is die lig, mag u lig deur ons skyn. Vrolik klink ons lied vir die volke, al die nasies om ons saam, door die hele wêreld kan jubel oor uw naam, mag u lof deur ons klink. Ons bring herstel vir die wonde, 'n sagte sang vir die mense met ons hier, door die hele wêreld kan sien dat u genees, mag u troos deur ons leef. Die woord je hoop aan die nasies, de hart vol hoop, om die volke te verlei, door die hele wêreld kan glo dat u bevry, mag u hoop deur ons gee. Hier is koning hier oor die aarde, die mense vra na die hemel Heer, door die hele wêreld kan juig dat u regeer, laat u rykje in ons kom, laat u rykje in ons kom, laat u rykje in ons kom. Geliefdes, ontvang die seën van die Here en gaan heen in sy vreugde. Die genade van ons Here Jesus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees sal met u elkeen wees en bly. Amen. Gaan dan heen, gaan in vrede, my kind, gaan doen wat ek jou vra. Kry my lig, en leef my liefde, my kind, onthou, ek is altyd daar. Ek gaan voor jou uit, maak die pad gelei. Ek is langs jou om jou veilig vas te hou. Ek is agter jou, ek keer die bose weg van jou. Ek is onder jou, as jy sou val, dan dra ek jou. Gaan dan heen, gaan in vrede, my kind, gaan doen wat ek jou vra. My lig, geef my liefde,
is altyd daar. Is rondom jou, want ek beskerm jou. Ek is bokant jou, want ek wil jou graag sien. Ek is binne jou, bly jou deur my Heilige Gees. Die Seun van God, die Enig, sal vir ewig met jou wees. Dan Heer, gaan in vrede, my kind gaan doen wat ek jou vra. Hy my lief, gaan leef my liefde, my kind onthou, ek is altyd daar. Liefrie, pas jouself mooi op.